op daardie roepstem van die Here antwoord deur gebed. Ek lees vir ons Handelinge 10 daar vanaf die eerste vers. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. Tot sover die skriflesing. Dalk net vir ons vers 2 herhaal. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Dit is dan ook ons teksgedeelte vir vanoggend se prediking. Mag die Here ook hierdie woord elkeen van ons spreek en mag ons glo dis die lewende God wat vanoggend met ons praat. Liewe broeders en susters, kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ook op hierdie oggend nader ons tot U in gebed en aanbidding, in lofprysing en verheerliking. Want ons weet, Here, dat wanneer ons oë sluit en ons hoofde buig, dan doen ons dit in nederigheid, omdat ons weet, dat wie ons nou praat, is ver oor die menslike verstand verhewe. Ons praat nou met die o Here wat nie gedefinieer kan word nie in volheid verstaan kan word nie. Maar ons bely daardeur saam dat U die een is wat deur die spreek van 'n woord alles gemaak, geskape het. Dit wat ons sien, dit wat ons nie sien nie, dit wat ons van weet en dit wat ons nooit sal verstaan nie. En daarom staan ons vanoggend voor U aangesig met groot verwondering, want ons weet, Here, daar is niks vir U te wonderbaar of te onmoontlik nie. U is die enigste een wat die onmoontlike moontlik maak. En daarom bid ons ook tot U as 'n gemeente, as broers en susters in die geloof, wat gebind is deur die bloed van Jesus Christus. En ons vra, Here, hoor ons gebede. In hierdie baie moeilike tye waarin ons lewe, het ons U so nodig. In hierdie omstandighede waarin ons onsself bevind, het ons ware geloof nodig, wat slegs as 'n genadegawe van U af ontvang kan word. Maar ook in hierdie tye het ons manne, godvreesende manne nodig, geesvervulde manne nodig, wat ook deur U gebruik en gestuur kan word, om leiding te gee in samelewing, gesinne, families, om ook tree vir tree hulle te lei en te help om nader aan U te kom. Ons bid vir diegene wat vanoggend hier sit met 'n seer hart, diegene wat vasgevang is in omstandighede wat hulle nie verstaan nie weet nie. Diegene wat voel, o Here, dat hulle omstandighede ver bo hulle kragte is. Ons vra dat U self ook in elkeen van hulle sal openbaar as 'n God wat bemoeienis maak, wat teenwoordig is. 'n God wat dra wanneer die tye moeilik is, maar ook 'n God wat uitkoms gee. Ons vra, Here, dat U ook vir ons sal help, dat ons die voorreg sal geniet om die geloofsoog op U te lewe
Want dis ware geloof wat ons in staat stel om selfs die onsigbare te sien. En dit is wat ware geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, met die wete dat U daar is en selfs nog steeds in beheer is. En daarom vra ons dat hierdie woord vanoggend as groot troos en sekerheid met elkeen sal spreek. Dat selfs al is daar groot worsteling en uitdagings, dat die saad van geloof op goeie grond sal val. En dat dit sal ontkiem word en groei tot groot en bruikbare vrug. Ons hoofdoel bly altyd hier op aarde, dit is om U te verheerlik en U naam groot te maak. En help ons om as 'n gemeente ook vanoggend en in die week wat voorlê dit te doen. Help ons om lig en duisternis te wees. Help ons om in hierdie stryd deel te hê en as oorwinnaars in die stryd te tree. Ons bid die woord wat elkeen van ons sal spreek. Dankie dat Jesus Christus vir ons die woord self kom openbaar het en kom word het. Dankbaar Here dat ons as 'n gemeente kan bely soos ons gesing het. Here Jesus Christus is ons verlosser en saligmaker. En daarom weet ons het die grootste troos in die lewe en in die sterfte. En dit is dat ons aan hom behoort. Met goeie Here dat U oor die eie eer sal waak hou vanoggend en dat U ook hierdie geleentheid sal gebruik om U te verheerlik. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek wil vanoggend begin met 'n baie eenvoudige, maar tog 'n baie diep vraag. Spesifiek gerig aan die broeders, die manne van ons gemeente. Wat sien jou gesin? Die mense wat jou ken en vir jou lief is, wanneer hulle na jou kyk. Wat sien hulle as hulle na jou kyk? Sien hulle 'n man met 'n slegte naam? 'n Man wat volhard op die een sonde na die ander sonde? Sien hulle 'n dronk man? 'n Man vol woede en bitterheid en kwaad en wraak? Sien hulle 'n onbetroubare man? Sien hulle 'n man wat vloek en skree? 'n Man wat sleg sê en afbreek? 'n Man wat ver weg van die Here af lewe? Of as hierdie geliefdes na jou kyk, sien hulle iets anders? Iets meer? Sien hulle 'n man wat die Here ken, 'n man wat die Here liefhet, 'n man wat 'n behoefte het om aan die Here gehoorsaam te leef? Sien hulle 'n man wat die Here vrees? En sien hulle 'n man wat hulle nader aan die Here trek en hulle na die Here Jesus Christus toe lei? Dit is die vraag waarmee ons vanoggend ook in hierdie preek gekonfronteer word. Dit is die vraag wat soos 'n goue draad deur hierdie hele preek vloei. Wat sien jou geliefdes? Wat sien jou familie? Wat sien jou vriende? En wat sien die gemeente, jou broers en susters in die geloof, as hulle na jou kyk? Nie wat jy dink hulle sien nie. Nie wat jy hoop hulle sien nie. Maar wat hulle werklik sien, wat hulle werklik hoor en wat hulle werklik beleef. Want die waarheid is eintlik baie eenvoudig. Jou vrou, jou kinders en geliefdes lees jou elke liewe dag soos 'n boek. En wat lees hulle? Wat sien hulle? Want soms gebeur dit so gereeld dat ons dade en ons optrede baie harder praat as ons woorde. Nou in Handelinge 10 ontmoet ons 'n merkwaardige man, 'n goeie man, 'n vroeë man, en sy naam was Kornelius gewees. Hy was nie
'n predikant gewees nie, hy was nie 'n ouderling gewees nie, hy was nie 'n geroepe profeet gewees nie, hy was nie 'n priester gewees nie, nee, hy was nie eens deel van die volk van Israel, die volk van God nie, hy was maar bloot net 'n Romeinse soldaat gewees, 'n offisier gewees, 'n oorlogsman gewees, 'n gewelddadige man in 'n gewelddadige posisie kan ons sê, 'n man wat tussen geweld, heidendom en wêreldse dinge en mag geleef het. En tog lees ons in hierdie gedeelte dat hy beskryf word as 'n vrome man, 'n godsdienstige man, 'n godvreesende man, hy natuurlik en sy hele huisgesin. Wat 'n getuienis. Wat 'n getuienis as hier in hierdie verse jou lewe as man van God opgeskryf was. Wat 'n getuienis sal dit nie wees as iemand dit van jou sê nie. 'n vrome man, 'n godsdienstige man, 'n godvreesende man, hy, en omdat hy dit is, sy hele huisgesin daarmee saam ook. Nou van al hierdie dinge wat God oor hierdie man kon gesê het en wat hy met ons kon gedeel het, sê die Here dit baie duidelik en baie eenvoudig in een teksvers, hier is 'n man wat my vrees. Dit was die kenmerk van sy lewe. Dit was die karakter van sy bestaan gewees. Nie sy rang nie, nie sy aansien nie, nie sy status nie, nie sy geld nie, nie sy invloed nie. Die kenmerk en die karakter van hierdie man was bloot eenvoudig sy verhouding met die enige ware lewende God. Sy ware geloof en hoe hy dit geleef het. Dit is waaraan hierdie man geken was. Nou broeders, dit is die eerste kenmerk van 'n ware man van God. 'n Man van God leef konstant en heeltyd voor die aangesig van die lewende Here. En ons sien dit in die beskrywing van Kornelius se lewe. Kornelius het geweet dat God hom sien. Kornelius het geweet, die Here is die heeltyd, altyd daar by hom. En daarom het hy die Here in al sy weë geken. Daarom het hy die Here in al sy werke, sy dade en sy optrede geken. En daarom het hy gebid, en die woord van die Here sê vir ons, hy het gereeld gebid. 'n Mens dink ook aan die woorde van Jakobus as hy sê dat jou lewe 'n gebed moet wees, 24/7, wetend, bewustelik, afhanklik van jou God. Jy kan nie sonder hom wees nie, en jy sal ook nie sonder hom kan bestaan nie. 'n verdere getuienis van hierdie man se lewe is dat hy het ander gedien, en hy het anders geleef as die wêreld rondom hom. Die vrees van die Here was nie maar bloot net iets wat hy soms of per geleentheid beoefen het nie. Dis nie iets wat hy op gefokus het as hy voor mense was, of om die guns van mense te wen nie. O nee, dit was die hartklop van sy lewe en sy bestaan gewees. Wat 'n getuienis. Ons leef vandag in 'n wêreld en in 'n tyd wat vir mans sê, as jy nou 'n regte man wil wees, moet jy sterk wees. As jy 'n regte man wil wees, dan moet jy suksesvol wees. Jy moet ryk wees, jy moet baie goed na jou gesin omsien. As jy 'n regte man wil wees, moet jy gewild wees, jy moet populêr wees en selfs ook baie hard wees. Jy moet die meeste kan drink, jy moet die vinnigste kan ry, en jy moet die swaarste kan optel, en jy moet verseker nie toelaat dat jou vrou op jou kop sit. Dit is mos wat die wêreld vandag vir ons sê, dan is jy 'n man. Dan is jy die beste man. En dalk selfs ook die bruikbaarste man. Maar God sê iets heeltemal anders en nie met baie uitgebreide woorde nie. God sê die volgende van wat 'n man moet wees of wat 'n man is. Wees heilig. Punt.
wees heilig, afgesonder vir my, lewe vir my, en behoort aan my. Want 'n man wat God nie vrees nie, en 'n man wat God nie ken nie, en 'n man wat vir God nie leef nie, en 'n man wat aan God nie behoort nie, is nie 'n regte man nie. Dis wat die Here sê. Dis die voorskrifte ook hier in sy woord. Jy kan dit verder gaan lees. Die Nuwe Testament is vol van die goeie beskrywings van wat 'n goeie man is, en wat 'n man veronderstel is om te wees. Nou Kornelius in hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat die belangrikste vraag wat ons moet beantwoord, is nie wat mense van jou dink nie. Die belangrikste vraag wat jy in jou lewe moet kan beantwoord is, wat dink God van jou? Wat dink die Here van jou? Want God sien die dinge wat niemand anders kan sien nie. God weet van die dinge wat jy dink jy vir die wêreld kan wegsteek. God sien jou gedagtes, God sien jou geheime, en hy sien jou stryd. God sien die dinge wat daar agter geslote deure is en gebeur. En ons lees in hierdie gedeelte, dit is so 'n mooi beskrywing van hierdie man, Kornelius. Die woord van die Here sê vir ons, sy werke, gebede en dade as ware het voor God in gedagtenis gekom, wat beteken, God het dit aanvaar. God sê vir hom, dit is goed, dit is baie goed. Daardie beskrywing sê vir ons, God sien sy lewe raak, nie omdat Kornelius volmaak is nie omdat hy bonatuurlike geloof, mag of krag het nie, maar omdat sy hart opreg na God soek. Omdat sy hart opreg na die aangesig van die Here soek, omdat hy werklik die Here met 'n heilige vrees. En dit het sy hele lewe beïnvloed, sy hele lewe en lewensbestaan oorgeneem. Ons kan vanoggend mekaar in die oë kyk, en as ons hierdie kort beskrywing van Kornelius lees, kan ons nie anders nie asof mekaar te sê, hierdie is 'n man van God. Hierdie man, wat ons hiervan lees, is 'n man van God. Kom ons wees eerlik vandag. Ons praat ook hier met die harte van die mans. Die grootste vyand van die gelowige man vandag is nie die ekonomie nie. Die grootste vyand van 'n gelowige man vandag is nie die regering nie. Die grootste vyand van 'n gelowige man vandag is nie tradisie of kultuur nie. Die grootste vyand van 'n gelowige man vandag is die sonde. Die sonde. Want sonde vernietig die lewe. Sonde vernietig jou huwelik. Sonde vernietig jou gesin. Sonde vernietig jou getuienis of goeie naam. Sonde vernietig jou identiteit. En baie mans vandag dra geheime laste. Sonde wat niemand anders van weet as die geliefdes wat daardeur geraak word nie. Sondes wat soos gif stadig deur hulle huwelike en gesinne werk. Miskien is dit die begeerte na 'n ander vrou. Miskien is dit iets eties, oneties daar op jou selfoon. Miskien sondige gewoontes, drankmisbruik, woede-uitbarstings, oneerlikheid om meer geld te maak, bitterheid, trots, selfsugtigheid, leuns, slegsê, beledigings, vernederings en selfs om af te breek. Miskien is dit die magsmisbruik en jy hanteer jou vrou as 'n vloerlamp. Miskien is dit geestelike luiheid of godsdienstige swakheid.
Miskien is die groot uitdaging in jou hart dat jy die wêreld en die wêreldse dinge liewer het. En dit die vrees vir God verdring. Broeders, ons moet mooi hoor vanoggend, sonde bly nie net joune nie. Dit bly nooit net joune nie. Sonde vloei deur die hele huis. Wanneer 'n man koud word teenoor God, voel die hele gesin dit. Wanneer 'n man ophou bid en die Bybel bestudeer en lees, word die hele gesin geestelik swakker. Wanneer 'n man 'n kompromie met sonde aangaan, betaal sy geliefdes dikwels die hoogste prys. Dit is die wonder van die evangelie. Dit is die wonder van die beskrywing van dit wat die Here ook vir ons laat opteken in sy woord. Die Here kom sê vir ons vanoggend, jy hoef nie gevange te bly nie. Here Jesus Christus het nie net gekom om sondes te vergewe nie, hy het ook gekom om sondaars te bevry. Aan die kruis het hy die skuld vir jou sonde gedra, en die opstanding het hy vir jou die mag gegee om in die sonde te breek. En daarom hoef geen man hier vanoggend te sê, ek kan nie verander nie. En daarom tel geen verskoning deur om te sê, maar ek weet nie hoe of wat of waar nie. Ja, die krag van die Heilige Gees sal jy verander. Deur die krag van die Heilige Gees wat jou begiftig en in jou are vloei, sal jy verbeter. Die krag van die Heilige Gees wat uit die woord van God uit na ons toe kom as die hoofvoedingsbron, sal jy man van God word en wees. Jy kan opstaan. Jy kan bely. Jy kan breek met die dinge wat jou vernietig en jou verwoes. Jy kan breek met die dinge wat skade maak in jou huwelik en in jou gesin. Jy kan. Jy kan weer begin. Want God se genade is groter as jou en my mislukkings. Wat tref ons van hierdie broeder Kornelius? Nie net dat hy Godvreesend was nie, maar dat sy huisgesin saam met hom die Here gevrees het. Sy geloof, sy identiteit, wie hy was, het sy hele huis beïnvloed vir die beter. Sy hele huis anders gemaak. Sy hele huis en huisgesin sterker gemaak. Dit beteken nie dat hy volmaak was nie, dit is nie wat ons vanoggend hier sê nie. Maar dit beteken, broeders, dat hierdie man het leiding geneem in sy huisgesin. Hy het nie die geestelike leiding aan iemand anders oorhandig nie, of gehoop dat iemand anders dit doen nie. Broeders, vanoggend sê ek vir u, God het jou nie geroep om maar bloot net 'n voorsiener te wees nie. Hy het jou nie geroep om maar net te versorg nie. O nee, die Here het jou geroep om die geestelike leier en hoof van jou huis te wees. Jou geliefdes, die mense wat vir jou lief is, het meer nodig as net kos op die tafel. Hulle het 'n man nodig wat die Bybel bestudeer, ken en leef. Hulle het 'n man nodig wat bid en aanhou bid. Hulle het 'n man nodig wat die Bybel oopmaak en openbaar aan die huisgesin. Hulle het 'n man nodig wat wys hoe geloof lyk en hoe geloof klink. Ja, selfs wanneer die lewe moeilik raak, selfs wanneer jy nie kry waarvoor jy gebid het nie, selfs wanneer dit voel asof die Here jou gelos het en oorgegee het aan jou eie ellende. Jou geliefdes het 'n man nodig wat staande bly, omdat hy self in 'n aktiewe, lewende verhouding met God is. Daarin vind gesinne, en ons sien dit baie duidelik, groot geluk, vreugde en vrede, selfs wanneer die stormwinde van die lewe oor ons woed. Jou geliefdes het 'n man van God nodig. Dis wat ons vandag nodig het. Jou vrou het baie meer as net finansiële sekerheid nodig. Sy het 'n man nodig wat haar liefhet soos Christus
sy gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Dit lees ons baie duidelik in Efesiërs 5. 'n Vrou het nie net nodig om versorg te wees nie. 'n Vrou het nodig hoe dit voel om opofferende liefde te beleef. 'n Vrou het 'n man nodig wat haar dien. 'n Vrou het 'n man nodig wat haar beskerm. 'n Vrou het 'n man nodig wat haar geestelike leiding gee en ondersteun. 'n Vrou het 'n man nodig wat saam met haar kniel op die grond, met die elleboog op die bed en bid en smeek en pleit as 'n nederige diensknegt van die Here. O Here, maak nie saak hoe sterk ek dink ek is nie, ek kan nie vir my gesin sorg nie, ons het U nodig. Dit is wat 'n vrou nodig het. 'n Man wat haar opbou en versterk. Broeders, hierdie wêreld het genoeg sterk mans, wat die wêreld aan 'n tekort het, is heilige mans. Ons het genoeg mans wat swaar goed kan optel en vinnig kan ry. Ons het genoeg mans wat by die skool vertel word, my pa is sterker as jou pa. Ons het genoeg van hulle. Die tekort vandag in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons het 'n tekort aan heilige mans wat God ken. Heilige mans wat die Here raak sien en sê, ek is tevrede met jou werke, ek is tevrede met jou woorde, en ek is tevrede met jou optrede. Ek is tevrede met wat jy met jou tyd doen, wat ek vir jou gegee het, om die hoof te mag wees van jou huisgesin. Ons het 'n tekort daaraan. 'n Tekort aan mans wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Al moet ek ten bloede toe stryd teen die sonde, en die Satan en die bose magte in ons lewens. Dis wat ons nodig het. Mans wat bereid is om Bybel te lees en voor hulle gesinne te bid. Dit het ons nodig. Mans wat bereid is om eerste te bely. Mans wat bereid is om eerste te vergewe. Mans wat bereid is om toe te laat dat die Here hulle lewens beheer. Mans wat manlikheid aanskou in gehoorsaamheid aan die lewende God. Dit is wat ons nodig het. Mans wat die wet van God gehoorsaam. Mans wat hulle geliefdes Sondag na Sondag na Sondag kerk toe vat. En nie maar net vakansie toe, na sportvelde toe nie. Mans wat hulle gesinne na die Here toe lei, dit is wat ons nodig het vandag. En dit is wat die Here van ons vra. Mans wat hulle gesinne, hulle geliefdes lei na die troon van God. Maar laat ons terugkeer na die vraag waarmee ons begin het. Wanneer jy vandag huis toe gaan en jou gesin na jou kyk, die mense wat agter geslote deure saam met jou lewe, wat sien hulle? Sien hulle werklik 'n man wat God liefhet? Sien hulle werklik 'n man wat die knie buig voor die volmaakte man, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus? Sien hulle werklik 'n man wat in afhanklikheid leef van God? Wat sien hulle as hulle na jou kyk? Wat sien jy as jy na jouself kyk? My liewe broeder in Christus, sien jy 'n man wat stry teen die sonde? 'n Man wat eienaarskap oor die ampt wat die Here aan jou toevertrou het? Of sien jy 'n man wat geval het onder die druk van die wêreld en die sonde? Sien jy 'n man wat Christus volg en wat in Christus geanker is, of sien jy iemand wat die Here nie ken nie? Wat nie werklike verhouding met God het nie?
As jy na jouself kyk, my liewe broeder, sien jy iemand wat geestelike leiding neem of iemand wat geestelike leiding nodig het? Dalk voel jy vanoggend skuldig wanneer jy gekonfronteer word met hierdie vraag, dat jy na jouself kyk en ons kan tog nie vir onsself lieg nie. Dalk voel jy skuldig omdat jy vanoggend met eerlikheid moes antwoord, ek is nie 'n man van God nie. Ek kan dit met absolute eerlikheid vandag bely, ek is nie 'n man van God nie, en ek het ook nooit 'n behoefte gehad om te leef soos iemand wat 'n man van God is nie. Dalk voel jy vanoggend so, dalk voel jy dat daar tyd verlore gegaan en jy dink aan foute wat jy gemaak het en geleenthede wat jy gemis het. Dis reg. Dink daaraan, maar onthou net een ding, die God van Kornelius, die God wie Kornelius geroep het, roep jou vanoggend nou hier by hierdie diens. Die God wat Kornelius deur sy Heilige Gees verander het, wil jou ook verander. En die God wat Kornelius gebruik het, wil jou ook gebruik. En daarom is vandag nie 'n dag van wanhoop nie. Ons gaan nie huis toe met mismoed op ons harte nie, o nee, dit is 'n dag van genade, onbeskryflike groot genade. Gaan huis toe, my liewe broeder. Gaan maak reg wat verkeerd is voor die Here en jou geliefdes. Gaan maak reg wat jy verkeerd doen. Neem die Bybel op, neem dit in jou hand, roep jou gesin bymekaar en lees dit vir hulle. En lees dit, en lees dit, en bid. Nooit ophou nie, as jy klaar is met dit, begin weer. Maar my liewe broeder, leef, praat, doen dit wat jy daar lees. Dit maak jou 'n sterk man, 'n goeie man, 'n man van God. En wanneer jou vrou of jou geliefdes môre na jou kyk, of in die week of in die tyd wat voorlê, bly my bede altyd, mag jou geliefdes iets van Christus, Jesus, in jou sien. Mag hulle iets van Jesus Christus in jou hoor en in jou beleef. Maar die grootste seën wat enige huis kan beleef, is wanneer die man van die huis, die hoof van die huis, 'n Godvreesende man is. Wanneer hy 'n man van God is die grootste seëning wat enige huisgesin kan beleef, is wanneer die man van die huis, die hoof van die huis, 'n man van God is. En mag die Here, dit is my bede, mag die Here ons gemeente seën met sulke manne. Manne van God. Manne van God. Amen. Kom ons staan. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, ook op hierdie oggend het U uit die woord uit duidelik tot elkeen van ons gespreek. En ook hier in die kerk waar dit so moet wees. U deur die woord ook die geestelike leiers van die huise, die huwelike en die gemeenskap aangespreek, ook hulle amp en rol in te neem. Omdat ons meer ons lewens sal begemeet aan die standaard wat U stel vir 'n man, as wat ons standaarde stel en dit wat die wêreld van ons vereis om 'n man te wees. Diegene wat gehoorsaam is in 'n lewende verhouding met U lewe, diegene wat sy gesin na die troon van die lewende God toe lei, dit is 'n man. En daarom bid ons ook, Here, dat ons vanoggend 'n brandende vuur van opgewondenheid in ons harte sal beleef, vrouens en mans en kinders, met die nuwe mans wat hier in ons gemeente sal opstaan. Gee hulle die krag, bemagtig hulle om teen daardie sondes wat alles verwoes en sleg maak, te stry en daarmee te breek. Dat hulle kan lig wees, dat hulle kan bruikbaar wees, dat hulle koninkrykswerk kan doen, dit waarvoor hulle geroep is. Hierdie gemeente van ons hier in Standerton sal onstuitbaar wees, as ons werklik geesvervulde mans in ons gemeente het. Ons kan slegs so lewe, wanneer ons weet die geloof is in ons geplant, deur die genadegawe en die Heilige Gees, is deel van ons wese.
Daardie sekerheid kry ons wanneer ons die Bybel oopmaak. Ons vra Here dat U hierdie gemeente sal seën, dat die generasies ook hierna sal weet wat dit beteken om 'n man van God te wees en dat daar by skole nie vertel word hoe sterk hulle is nie, maar eerder hoe gehoorsaam en gelowig hulle is. Die grootste getuienis wat 'n kind seker op maandag aan 'n onderwyser kan vertel is om te sê, juffrou, ek wil vir u vertel wat ek by die kerk gehoor het. Mag dit so wees. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.